Halleluja. Ek glo vanoggend in die Here doel en plan met elkeen vanoggend. Ons het juis gesing, Only Believe. En wanneer ons sing, Only Believe, dit vra iets van my en van u. Om aan die onmoontlike te dink. All things are possible. Met ander woorde, dit wat vir die mens onmoontlik lyk, dit vir die mens wat die mens sê kan nie gebeur nie, wil God sê kan gebeur. Maar ek moet glo, dit kan gebeur. En dit gaan iets vra van een my vanoggend, en dis vir die boodskap vanoggend. Wat gebeur, wat moet ek doen, om te kan glo dat alle dinge moontlik is? Kom ons kyk 'n bietjie na die woord van die Here vanoggend. Ons gaan kyk daarna, wat sê God se woord. Bietjie ontdek, maar wat sien jy daar? 'n Vrag van 'n kar, en wat se kar is dit? Nee? Aston Martin. Wat in stukkies is. Ons kyk 'n bietjie verder. Ons 'n bietjie duideliker, 'n bietjie. Dis dieselfde kar wat nou daar was. Iets het gebeur met hierdie voertuig. En ons gaan praat, dit wat met daai voertuig gebeur het, moet in ons lewens plaasvind ook. Dan moet 'n verandering kom. Dat iets gebeur in u lewe, tot vandag toe dag, wat vir u moedeloos gemaak het, en soos hy kan het mekaar het begin val het, en verwaarloos geraak het, en geestelik het baie mense se lewens ook verwaarloos geraak in die tyd. Maar daar moet iets plaasvind volgens die woord van die Here, wat moet gebeur elke dag in ons lewens. En ek wil met u praat oor, 'n bietjie kyk kom. Julle moet vernuwe word. You must be renewed. Efesiërs 4 vers 23 en 24 gaan ons saam lees. Jy kan saam blaai daarna toe. Efesiërs 4 vers 23, 24. Sê die volgende woorde. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Sê mooi, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Wat is die gees van ons gemoed? My denkwyse, my optrede, my manier van dinge doen. Daar moet 'n vernuwing van gedagtes plaasvind. Hoe ek dinge raak sien, en hoe ek dit aanpak, en hoe dat ek dit doen in my lewe. Kom ons lees die Amplified. And be constantly renewed. Hoe moet hy word? Constantly. Aanhoudend. Renewed in the spirit of your mind. Having a fresh mental and spiritual attitude. Vast. Elke dag moet vast wees. And put on the new nature, the regenerate self, created in God's image, godlike, in true righteousness and holiness. En hier verwys die Amplified na Genesis 1:26. Wie weet wat staan in Genesis 1:26? Dis 'n probleem. Nou wie se beeld is ons geskape? Sy beeld, God se beeld. Gees, siel en liggaam. Met ander woorde, hy sê ons moet so geregenereer word, en ons besef ons is die beeld van God moet wees. Kom ons gaan verder. Die Bybel van almal sê, maar julle het geleer dat julle anders moet dink en nuwe mense moet word. Ons dink nie soos die wêreld daar buite nie. Die wêreld kan ons nie verstaan nie.
En hy sê, maar jy's anderste, jy praat, jy dink anders, jy redeneer anderste. Dank die Here daarvoor, want ek hou van die Engels daar in die boek van Petrus skryf, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. Die Engels sê so mooi, you are a peculiar people, a chosen generation. Peculiar, wat beteken peculiar? Anderste denkend, anderste. En kind van God, redeneer jy soos die wêreld daar buite? Of redeneer jy soos God wil hê moet redeneer? Dink jy anderste? Sien jy dinge anderste in? As iets jou pad langskom, as omstandighede jou pad langskom, as krisis jou pad langskom, wat sien u raak? Wat beleef u? Of dink jy anderste oor die hele saak? Praat jy anderste? Sê jy anderste? Om te weet my God is 'n beheer, hy sal voorsien. Hy sal onderneem, hy is my redder, geen plaag sal naby my kom nie, want ek is onder die beskerming van die Allerhoogste. Ek is anderste, ek praat anderste, ek dink anderste, redeneer anderste, want ek weet wie is in my, want groter is hy wat in my is, as wat hy in die wêreld is. Dit maak 'n verskil. Ons kan nie met die dinge van die wêreld saampraat nie. Ons kan nie met hulle redeneer oor hulle maniere van dinge doen en sê nie. Ons is anderste. Wie is anderste vanoggend? Want God is in jou. Jy is sy skepper. Vers 24 sê, ja, God het julle verander en hy het julle nuwe mense gemaak. Wie glo jy is verander? Is jy nuwe mens? Nuwe skepping. Nou moet julle lewe soos nuwe mense. Met wie? God se Gees in my. Julle moet waarlik lewe soos God wil hê en julle moet doen wat hy wil hê. Sien, daar's 'n ander prentjie by my. Ek lewe soos God wil hê ek moet lewe. Ek leef dit uit. Mense moet dit raak sien dat ons is anderste, ons doen anderste, ons praat anderste. Dink dit aan Petrus en Johannes toe hulle na die dag van Pinkster kom by die skonepoort, hier sit 'n man daar, bedel. Hoeveel keer het Petrus en Johannes by die verlamde man verbygestap? Elke keer op pad tempel toe vir jare dalk. En toe die Gees van God in hulle is, vol van God se Gees, staan Petrus Johannes die dag stil. En die man kyk met verwagtingshandelinge vir ons, dat hulle iets van hom gaan gee. Maar wat doen Petrus? Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gee vir jou in die naam van Jesus. Staan op en loop. Iets het gebeur. Hulle het anders te gedink. Hulle het nuwe gees, nuwe mense geword. Hulle is vol van God se krag en heiligheid. Nou die vraag is vanoggend, wil ek weet. Hoor mooi. Die Heilige Gees op die dag van Pinkster uitgestort het. Het daai gees verander? Is dat dieselfde gees? If the same Spirit that raised Jesus from the grave dwells in you. Yes, amen. Dieselfde Gees. Maak jy oop vir die Heilige Gees vanoggend om anders te redeneer, om anders te doen, om te doen wat God wil hê ons moet doen. Of stap hier rond, sê jong, ek wonder, ek wens daar's iemand wat net vir daai ou wil gaan bid. Jy moet dit doen want jy is 'n nuwe mens. God se woord sê dit. Boodskap vertaal en verklaar. Julle moet 'n nuwe gesindheid kry en op 'n nuwe manier oor dinge dink. Hierdie nuwe lewenstyl moet julle deel van julle lewe maak, soos 'n mens nuwe klere aantrek. Nou die vrouens, hoe voel die vrouens as hulle 'n nuwe rok het om aan te trek? Nuwe klere. Ja, nou lekker.
Maar die probleem is, volgende week sal jy weet nie wat ek moet aantrek nie. Elke dag, nuwe kleer, nuwe lewenstyl, moet julle deel van julle lewe maak, soos mens nuwe klere aantrek. Ons nuwe lewe moet al meer soos God laat lyk. Hoe wat sê hy? Hierdie lewenstyl moet meer soos God begin lyk. Ons moet reg lewe soos God dit wil hê en ons heeltemal aan hom toewy. Wanneer jy self aan die Here toewy, begin jy meer en meer soos hy word. Maar hoor die volgende. Nuwe lewe. Die nuwe lewende vertaling sê, julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Ja, trek die nuwe mens se skoon klere aan. Die mens wat na God se beeld geskape is. Hoe lyk God se beeld vandag? Kan God vandag die onmoontlike doen? Kan ek nie die onmoontlike laat gebeur? Dis nou 'n ander vraag. As God se beeld in my. I've got the mind of God. I've got His power, His authority in me. Ons sing dit, ons glo dit nie. Vanoggend wil ek vir u vra, wat is in jou, wie is in jou? Om jou denkwyse te verander, te sê, ek wil doen wat God is. Iemand wat werklik reg lewe vir God en werklik aan hom toegewy is. Let op die volgende, the Contemporary English Version sê van daai vers. Let the Spirit change your way of thinking. Hier's die kern. Laat toe dat die Heilige Gees jou denkwyse verander. En dit is die kern. And make you into a new person. You were created to be like God, and so you must please Him and be truly holy. Kind van God, die Romeine 8 sê dit daar, verklaar dit, die hele skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders van God. U en ek het iets anderste. Ons dink anders, redeneer anderste. En ons kan dit doen, en vanoggend wil ek jy roep op in die punt, dat jy begin anders te redeneer, begin dink soos die Vader dink, begin dink soos God dink. Begin optree soos hy, dis wat die woord verklaar vanoggend. Wat beteken om te vernuwe? Vernuwe beteken in Grieks, aneo, meaning to renovate, reform, renew. Met ander woorde, hy vat dit wat daar was, die stikkende, die gebroken, dit wat een kant was, en God kom skep dit, hy maak dit nie. Met die wedergeboorte, julle moet weergebore word. Dit is al reeds daar, en te renew beteken, dit is iets wat daar was, maar dit word niet gemaak. Is u niet gemaak vanoggend? Kan u dit verklaar? Kan u dit uitroep? Ek is niet geskapen in Christus Jesus. Ek is 'n nuwe skepping. Ek leef nie meer, maar Christus leef vir my. Dis die werklikheid van vernuwing. Dis die waarheid van vernuwing. Vernuwing in denkwyse. Wat beteken dit? Renewed in thought. Romeine 12 vers 2 sê die volgende: en word nie aan die wêreld gelykvormig nie. Moenie praat met die dinge van die wêreld. Moenie daaroor praat nie. As hulle kom met al hulle dinge en hulle sê, hierdie virus, moenie jouself bekommer daaraan nie. Jy praat anders, want jy is kind van God. Jy redeneer anders, jy is kind van God. Wie glo die bloed van Jesus beskerm jou? Jy is onder die bloed. Maar die ander mense sê dit, man, ons weet nie so mooi nie, en word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Word verander, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is.
Weet jy wat is die volmaakte wil van God? Om te weet, God is 'n beheer in my lewe. Om te besef die Heilige Gees is 'n beheer. Ek is onder die beheer van die Heilige Gees. Dit is die volmaakte wil van God. Vanoggend is die Here. Ek is nie gelykvormig in die wêreld nie. Dit praat nie net van die sonde doen nie. Dit praat van die hele denkwyse van hierdie wêreld. Daniel, jy moet ophou bid. Jy gaan leeukuil toe. Wat is Daniel se denkwyse? Ek gaan aanhou bid. 3 keer 'n dag vir Jerusalem. Daniel gaan die leeukuil gooi. God is met my. En wat is die verskil wat my so besonder is? Die koning was so lief vir Daniel. Die woord sê, die koning kon hy aand nie slaap nie. Gaan lees dit aan Daniel. En vroeg die volgende môre, hardloop die koning na die leeukuil toe. Nou moet jy weet, jy redeneer die koning. Hy sê die volgende woorde, o Daniel, was die God wat jou dien in staat om jou te verlos? Ja, o koning, my God het die engel gestuur met die leeu se bekker toegemaak. Dis 'n ander manier. Die wêreld sê, gooi hom in die leeukuil, hy gaan sy verdiende loon kry. Die Here sê, ek is met jou. Al gaan jy deur die vuur, al gaan jy deur die waters, ek is met jou. Ek bevrees niks nie, ek vir niks bevrees nie, want God is met my. Dis my denkwyse. God is 'n beheer. My denkwyse verklaar, ek weet wat ek weet, God is beheer. Amplified. Do not be conformed to this world, this age, fashioned after and adapted to its external, superficial customs. Oppervlakkige dinge. En so maklik kan die kind van God betrek word met die oppervlakkige dinge van die wêreld. Hy sê ons moenie so dan but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude. Het jy nuwe ideale in voorsig? Wat is daai nuwe ideale? God is met my. Ek gaan deur, want God is met my. So that you may prove for yourselves, dis die belangrike ding, om vir jouself te bewys, what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Wat wil God vir jou doen? Waarom is God besig vir jou kind van God in jou lewe? Jy moet dit kan sien en beleef. Dis nie net van getuienis hoe goed was die Here vir ander mense nie. God se grootheid en guns is jou deel vanoggend. Hy wil aan jou bewys hoe groot hy is. Ek glo dat getuienisse vanoggend hier, maar wie wil self 'n getuienis hê van God se guns en grootheid in my lewe? Ek wil dit hê. En ek wil dit daagliks beleef wat die Here doen. Dit moet nie net een keer wees nie. Dank die Here vir my genesing wat 60 jaar terug of meer. Dank die Here wat hy gedoen het in my
liggaam. Dankie Here wat hy gedoen het. Dis wonderlik, maar elke dag wil ek God se goedheid en guns ondervind in my lewe, sy hand in my lewe. Die leiding van die Heilige Gees wil ek beleef elke oomblik, elke dag van my lewe. Dis waar dit gaan. God's word says, don't become like the people of this world. Instead, change the way you think. Change the way you think. Not like the world thinks. Moenie dinge doen op die wêreldse manier van dinge doen nie. Change the way you think. Then you will always be able to determine what God really wants, what is good, pleasing and perfect. Dan sal jy kan, wanneer jy begin sê, Here, ek gaan nie meer by my nie dink nie, ek gaan nie meer dit doen nie, want jy almal sê ek moet so maak, hulle sê dis die regte manier, jy moet dit doen, moet dit maak en so maak. Nee, kind van God, hoor die woord van God, change the way you think. Doen wat God wil hê jy moet doen. Hoe sou Christen, ek sê dit baie keer, wat sou Jesus gedoen het as Jesus na my skoene was? Hoe sou hy opgetree het? That's changing the way you think. Ek haal die boodskap aan. Moenie tuis raak in die wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is, hoe julle lewe elke dag aan hom moet oorgee. Die oomblik as ek sê, Here, is no longer I that liveth, maar U leef in my. Dis 'n ander manier van dink. Here, is nie ek nie. Here, hoe sê Paulus vir my, broeders, dag vir dag sterf ek. Dag vir dag, vir my eie, en ek leef tot Christus. Kolossense 3 vers 9 en 10 sê die volgende. Nou ons lees in Afrikaans, lieg nie vir mekaar nie. Die vorige vers praat van al die lelike sonde wat gedoen word. Vers 8. Vers 9, lieg nie vir mekaar. Hoe, ek gaan nie meer lieg nie, nee. Ek gaan nou vir jou uitvlug. Omdat jy die oude mens met sy werke afgelê het. Lieg nie vir mekaar. Met ander woorde, moenie sê man, die oude natuur. Broeders, ek sê maar, dit was gesprek daar agter, ek het gehoor, maar God het geweet wat sê die boodskap, die Heilige Gees. Ag, ek is maar natuurlik, ek is vleeslik, ek is nog nie die hemel nie, al die dinge. Ek is nog nie Christus nie, en al die dinge. Hy sê, lieg nie vir mekaar, omdat wil die ou mens met sy werke afgelê. Met ander woorde, moenie mekaar meer bedrieg nie. Jy is 'n nuwe skepping. Dis wat hy bedoel hier. En julle met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Moenie probeer wegskram ag die ander dinge. Lieg nie vir mekaar. Verklaar die waarheid. Ek is geskape na die beeld van my Skepper. Ek het my Skepper in my, woon in my met sy Heilige Gees. Dis wat ons moet sê. Dis wat hy daar bedoel. Sê vir mekaar, ek is gered, gewas, ek is 'n nuwe skepping. Ek het Christus in my. Hy wat in my is groter as die wêreld. Hy wat in die wêreld is daar buite. Dit maak die verskil. Hou op om jouself te verkleineer. Begin vandag die waarheid met mekaar praat en sê, die waarheid is Christus in my. En dit maak die verskil. Hoor wat sê die Amplified. Don't lie to one another, for you have stripped off the old, ungenerated self with its evil practice. Jy het die ou dinge afgelê klaar. And have clothed yourselves with a new spiritual self. Die waarheid is,
is bekleed met die nuwe geestelike mens, which is ever in the process of being renewed. Hy's nog nie vermaak nie, maar hy's in proses om vernuwe te word elke keer. Renewed and remolded into fuller and more perfect knowledge upon knowledge after the image, the likeness of Him who created it. Sê vir mekaar, ek is besig. Sê vir mekaar, wees eerlik. Sê vir mekaar, I'm still under construction. God isn't finished with me yet. Maar hou op te sê, ek's maar menslik, ek's natuurlik, ek's vleeslik en allerlei dinge. I'm under construction. God is busy. En hoe meer jy dit gaan sê, hoe meer gaan die ou natuur af en denkwyse afgaan. Maar hoe meer jy sê, ek is maar vleeslik, ek's menslik en allerlei dinge, wat gaan gebeur? Dit gaan ander agter by jou. Praat die waarheid met mekaar. Jy's anders as jy wedergebore kind van God. Hoor wat sê die Bible in Basic English? Do not make false statements to one another. Moenie daai valse, dis 'n valsheid. Jy's 'n nuwe skepping. Dis die waarheid. Because you have put away the old man with all his doing. Jy het al reeds dit weggebêre. Hy bestaan nie meer nie. And have put on the new man, which has become new in knowledge after the image of his maker. Jy is besig om die beeld van Christus uit te dra. En dit maak die verskil. Hoor wat sê die boodskap? Praat die waarheid met mekaar. Moenie lieg nie. Julle is eintlik soos iemand wat sy ou klere uitgetrek en nuwe klere aangetrek het. Die ou klere is julle slegte ou gewoontes en die verkeerde manier waarop julle geleef het. Daarvan moet julle ontslae raak soos ou klere. Wie het ontslae geraak van ou klere? Het julle? Jy soek dit nie meer nie. Maar ons geestelik, ek wil weer die ou mens bietjie nader trek, hy moet my tog net, nee, we gaan ons gaan verder. Daarvan, vers 10, God het egter vir julle 'n nuwe stel klere gegee. Hierdie klere maak julle heeltemal nuut. Dit bring julle al hoe nader aan God. Julle leer hom al hoe beter ken. Hoe beter julle hom ken, leer ken, hoe meer word julle soos hy. So kom julle al hoe nader aan die doel waarvoor God julle gemaak het. Hoor mooi, so kom julle al nader aan die doel waarvoor God julle gemaak het. God het ons gemaak om almal soos Christus te wees. Christ-like. Dis die doel. Hy wil nie hê mense moet met mekaar vassit, omdat hulle nie dieselfde lyk of nie dieselfde taal praat nie. Hoor mooi wat sê hy. Ja, maar jy sê jy's 'n kind van God en jy het so gemaak. Ja, maar jy moet weet die ou natuur wat oorgevat het. God wil ons met so mekaar lyk in Christus. Ons is stry oor daai ding. Ek is 'n nuwe skepping in Christus Jesus. Dit moet my woorde wees. Die vraag is, hoe redeneer u, vleeslik of geestelik? What is your way of reasoning, carnal or spiritual? Nou wat redeneer jy? Hoe redeneer jy? Romeine 8 vers 5 en 6. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Met ander woorde, ek het 'n keuse, het jy 'n keuse vandag? Ek kan onvleeslik redeneer en sê, ek is 'n vleeslike mens, ag verskoon my tog. Of jy kan sê, ek is 'n geesgevulde kind van God en ek redeneer volgens die gees van God in my lewe. En die leiding daarvan. Ek wil hê jy moet so mekaar lyk in Christus. Ons is stry oor daai dinge. Ek is 'n nuwe skepping in Christus Jesus. Dit moet my woorde wees. Die vraag is, hoe redeneer u, vleeslik of geestelik? What is your way of reasoning, carnal or spiritual? Nou wat redeneer jy? En die leiding daarvan.
Amplified says, for those who are according to the flesh and are controlled by its unholy desires, set their minds on and pursue those things which gratify the flesh. But those who according to the Spirit are controlled by the desires of the Spirit, set their minds and seek those things which gratify the Holy Spirit. Gratify beteken wat die Gees van God oplig, wat die Gees van God tevrede stel. Wie wil u tevrede stel vandag in die lewe? Dan gaan hy verder met vers 6. Now the mind of the flesh, which is sense and reason without the Holy Spirit, is death. Death that comprises all the miseries arising from sin, both here and hereafter. Dink net iemand wat so redeneer en in die tyd ook van die COVID, hulle lê op die bed en hulle wonder, hulle ken nie die Here nie. Maar die man en vrou wat God ken, weet, God is hom Heer. But the mind of the Holy Spirit is life and soul peace vir die binnekant, both now and forever. Nie net eendag in die hemel nie, maar op aarde is daar vrede in my binneste, want ek weet, die Gees van God is in beheer van my lewe. Dit maak die verskil. Die boodskap verklaar, mense wat toelaat dat die sonde oor lewensbaas speel, se kop is heeltyd besig met sonde, en onthou sonde is dit op die doel van God en mis in jou lewe. Maar mense wat toelaat dat die Gees hulle lewens beheer, se koppe is heeltyd besig met dinge wat vir die Gees belangrik is. Waarmee dink jy, waarmee is jy besig? Is dit met dinge wat God se Gees belangrik is? Mense wie se denke en dade in die greep van die sonde vasgevang is, leef in die dood. Maar mense wie se denke en dade in die greep van die Heilige Gees vasgevang is, ken ware lewe en vrede. Vrede, ken jy dit? Ek haas my om te sluit. Nou, toe praat ons die Here, maar gee my 'n voorbeeld van iemand wat sy denkwyse werklik verander was. Dink aan Dawid, jong seun, nie is oud genoeg om die weermag te kom nie. Skaapwagter. Sy ander broers is offisier in die weermag. Hy is onbenullig. En hy kom met die kamp aan met voedsel vir sy broers. En hy hoor 'n man uitroep, gee my 'n man dat ons kan veg. Die woord van die Here sê dat jy kan dit gaan lees in 1 Samuel 17. Tot koning Saul se pieknoppe teen mekaar van vrees geklap. Dan Saul het dalk vir sy manskap op vir hulle gestaan, sy broek staan stil. Maar daar was vrees. Hulle was bevrees. Die Filistyn uitroep. En ons weet hoe maak Dawid. En hy is die Gees van die Here is in hom. Hy dink anders. Wie is daar Filistyn wat die slagorders van die lewende God uitdaag? Wie is die Filistyn in jou lewe wat die volheid van God uitdaag in jou lewe? In Samuel 17, waar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagorders van Israel, wat jy uitgedaag het. Dawid het sy slingeveld by hom. Hy het voorberei. Maar hy ken 'n naam oor elke ander naam. Wat gooi word, wat val. Vanoggend
sien jy die groot raak? Hoor jy sy roepstem oor jou lewe, jy gaan dit nie maak nie, jy gaan onder, jy gaan nie deurkom nie, al daai nonsens. Of kom in die naam van die Here van die leeskare. Sê, ek is meer as oorwinnaar. Die Christus in my lewe. Dit maak die verskil. Sien, dit is 'n ander denkwyse. God is meer. God is met my. En ek weet, ek gaan aan die ander kant uitkom. For God is met my. Ek gaan verby daai gaan. Hoekom? Wat het verskil gemaak in Dawid se lewe? 1 Samuel 16:13, Samuel het die woorde met olie en salf hom te midde van sy broers. En die gees van die Here het van die dag af en verder met Dawid vader geword. Net die Engels lees daar. Then Samuel took the horn of oil and anointed David in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward. Die boodskap sê, Samuel het die horing met olie gevat en dit voor sy broers op David se kop uitgegooi. Van daardie dag af het die Here se gees in David gewerk. Nou vra ek die vraag, is God die aannemer van die persoon? Wie het die Heilige Gees? Het jy die Heilige Gees? Van daardie dag af toe die Heilige Gees ontvang het, het die Gees van God in jou lewe gewerk. Net soos in Dawid. Is daar verskil? Kan ek vir my Goliat sê, my Filistyn sê, ek kom na jou in die naam van die Here van die leeskare? Dan moet hy pad gee. Want ek het 'n ander gees, ek dink anders, ek redeneer anders. Want God se gees werk in my, en ek besef dit, van 8-jarige ouderdom, toe ek gevul is met die Heilige Gees, is God se gees aan werk, dieselfde gees wat aan Dawid gewerk het. Ek moet net my denkwyse verander, vernuwe word, om te weet, God se gees is hier in my, om 'n impak te maak, om 'n verskil te maak. In my eie lewe, en ander mense se lewens. Die proses van vernuwing, kom ons kyk net vinnig daarna, 2 Korintiërs 4:16, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Elke dag moet daar vernuwing plaasvind. Dis nie net een keer wat dit plaasgevind het nie. Elke oggend, ek dink ons broer Henk het daar agtergeroem en vir ons toe ons inkom, van die boodskap wat hy gekry het, elke dag, when I praise you, wanneer ek die Here begin, elke dag, every morning, elke oomblik is dit nie, elke oomblik is die genade van God nie, elke dag is dit nie, kind van God, hoor die woord, elke dag moet dit wees. Therefore, we do not become discouraged, utterly spiritless, exhausted and wearied through fear. Ons gee nie om wat hulle sê, wat hulle doen nie. Though our outer man is progressively decaying and wasting away, yet our inner self is being progressively renewed day after day. Dis die belangrijk van die vernuwing van die gemoed. Elke dag word dit vernuwing, en ek hou van my woord progressively, met ander woorde, elke aanhoudend word dit verander. Deur God se beeld, om uitsprake te doen. Ek sluit met hierdie woorde. Faith is not opposed to the mind. Met ander woorde, geloof van nie teen jou denke nie. It's superior to the mind, which is the renewed mind enhances faith. Hoe mooi wat sê? It's superior to the mind, which is why the renewed mind enhances faith. Met ander woorde, ek begin anders te redeneer aan geloof. Want ek weet wie is agter my geloof. Ek weet wie is my vertroue. So geloof sê my alle dinge is moontlik.
By God is alle dinge moontlik. Die verstand sê, dit kan nie gebeur nie. God sê, dit is moontlik. So vanoggend wil ek hê, elke wat vanoggend sê, Here, kom verander my gedagtes. U sien my raak vanoggend. Here, U weet wat sê die Goliat in my lewe. U weet wat is die omstandighede. Here, U hoor wat sê hulle. U verstaan wat sê hulle. Dalk by die werk, by die bank, waar ook al maak nie saak nie. Hoor wat sê God se Gees, jy redeneer anders. Kind van God, ons redeneer anders. Ons spreek anders. Want God wil die moontlike doen. En vanoggend, wie wil die Here vertrou vir die onmoontlike? Ek sien al die tekens waar Here, dit is dit en dit en dit en dit, en dit is geen manier nie. Maar wanneer ek weet, God kan die onmoontlike doen, dan weet ek, God kan dit doen. En ek roep dit oor die uit vanoggend. My God can do anything. Maar wanneer kan hy dit doen? As ek my gedagtes verander. Sê Here, U is onbeperk. Maak nie saak wat die dokter sê nie. Al sê die dokters is dit en dit en dit. Sê by God is alle dinge. Ons luister vanoggend na getuienis oor RSG en vloek. Waar die man van 'n kraans afgeval het. Die dokter sê het so erg, ek dink 24 bene gebreek in sy liggaam, kop, skedel, alles daai. Die dokter sê hy moes of verlam gewees het of hy moes dood gewees het. Maar omdat hy God vasgehou het, is hy getuienis van God se wonderwerkende krag. God can do it for you. Die onmoontlike. Wil jy God vertrou vanoggend? Karabasita Rabanda, kom ons bid saam. En as jy die Here wil vertrou, staan uit in jou sitplek vir die onmoontlike vanoggend. As 'n teken, ek het 'n nuwe denkwyse, ek gaan God vertrou vir die onmoontlike. Terwyl ons bid nooit nie, vertrou die Here. Vader, die woord verklaar, U is 'n beheer. U het alles geskaap. U het alles volmaak gemaak. Want dit is ons God wat die onmoontlike doen. Terwyl ek gister luister en hulle kom met nuwe bewyse, en die wetenskaplikes sê, die wiskundige sê, die maan is baie jonger as hulle oorspronklik gedink het. En so die maan gevorm, toe sê dankie, my God het dit geskaap. Hulle kan redeneer soos hulle wil, my God het dit alles gemaak. En vanoggend weet ek, omdat U die sterre by die naam geroep het, Here, U het hulle op die vingerpunte, sê die woord uitgeslit in die hemelruim, en U is hier vanoggend, want U is die God van die onmoontlike. Vanoggend staan my broers en susters in vertroue, wat God kan doen vir hulle, en ek weet, my God gaan die onmoontlike doen. Daar waar iemand nou dan kyk, na dit wat lyk, dit kan nie meer gebeur nie, dit lyk of dit alles gaan toemaak op daai persoon se lewe en alles gaan intuimel by daai persoon se lewe. Daar's nie meer hoop of kans nie. Here, vanoggend kom U en U rig daai persoon op met 'n nuwe gedagte. My God gaan die onmoontlik doen as getuienis van wat die mense sê kan nie gebeur nie. Dalk daar wil iemand voel vanoggend, maar die dokters het die uitspraak gemaak oor my lewe, sê jy sal daar moet saamleef en weet dit gaan na jou dood toe lei. In die naam van Jesus spreek ek lewe oor elke persoon
persoon reg nou in Jesus naam. Vyand, jy haal jou vuil werke van hulle af. Goliat, jy val in die naam van die Here van die leeskade. Jy het geen meer reg op enige iemand se lewe nie, want die woord van die Here sê, ek kom na jou toe in die naam van die Here Almagtige. En Here, waar omstandighede is, waar situasies is, wat dit lyk of dit donker is, daar's geen hoop meer nie. Here, wil ek vra dat U vir U kind wat nou glo, wie se gedagtes verander word, sê die Here is in staat om die onmoontlike vir my te doen. Maak nie saak wat mense sê nie, maak nie saak hoe mense redeneer. Ek redeneer nie meer saam met hulle nie. Ek sê net, my God is in beheer. En Here, dit gaan 'n getuienis wees wat God vir elkeen gaan doen in hierdie tyd. In Jesus naam roep ek dit. Sê dankie daarvoor. Amen en amen.